Liewe gemeente en elkeen wat inluister, ek groet jou op hierdie maandagoggend die 1 Junie en die mooiste naam aan my bekend. Die naam wat my hele lewe vervat en ek hoop so ook joune, Jesus die Christus. Geliefdes, liewe gemeente, namens die hele feeskomitee en ook die leierspan van die gemeente en die leraars, wil ek vanoggend sommer net so afskop deur vir u te sê baie dankie vir Saterdag so groot pannekoekfees. Dankie vir almal se inset en se harde werk. Ons waardeer vir julle hoor. Dit was 'n fees der feeste. Dankie. Ons keer hierdie week terug na die tema van innerlike genesing en die fokus gaan hierdie week val op verhoudings. Nou interessant net dat die seerste seer wat ons dikwels kry, juis uit verhoudings gebeur. Stikkende huwelike, verbrokkelde gesinsverhoudings, vriendskappe wat seer maak. En vanoggend kyk ons dan na een van die besluite, keuses, kom ons noem dit dan nou maar dissiplines, wat ons kan toepas in ons lewe om ons verhoudings te verbeter. Maar dit kan natuurlik alleenlik gebeur as God die Heilige Gees ons daarin naby is. En daarom nooi ek jou uit om vanoggend die woord van die Here saam met my oop te slaan en ons lees daar in 1 Johannes 3 vers 13 die volgende teks. Daar staan: Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Is dit nie 'n mooi teks nie, nê? Dit sê mos maar eintlik, jy kan nie net sê jy's lief nie. Jou dade moet dit wys. Dit moet oorgaan tot iets sigsbaars, tasbaars. En dan jou gesindheid spreekboekdele. Dit moet in opregtheid geskied. 1 Johannes 3:13. Nou ja, vanoggend sê ons dan vir mekaar, wat is een van die belangrikste dinge wat 'n verhouding maak werk? Of dan terwyl sou jy seer gekry het in verhoudings, soos wat ons almal al het, en party van ons al baie seer gekry het, en party van ons dalk die oorsaak is dat ander baie seer gekry het. Kom ons sê vir mekaar, een van hierdie belangrike goed, waaraan ek en jy moet werk, hierdie dissipline, is in Afrikaans sommer net die woordjie verbintenis. In Engels, commitment. In 'n verhouding moet daar 'n verbintenis of 'n toewyding wees, 'n commitment wees. As dit nie daar is nie, gaan so 'n verhouding altyd op seer en op eina opeindig. Want in 'n verhouding moet jy doelbewus die keuse maak dat ek verbind my om die ander een se belange te soek, om haar of sy behoefte te vervul. Met ander woorde, jy sê inderwaarheid, jy gaan uit jou pad uit om die ander een gelukkig te maak, gelukkig te sien. En hierdie toewyding, hierdie commitment, hierdie verbintenis is 'n liefdevolle verbintenis wat deur die Heilige Gees in jou aangevuur word. En dit vra dat jy met hierdie liefdevolle gesindheid teenoor die ander en die ander een sal leef ten spyte van verskille, ten spyte van botsende gevoelens en menings. En al word jy soms hoe kwaad vir die ander een, keer jy die heeltyd terug na, ek het my verbind aan jou, ek is toegewy tot hierdie vriendskap, ek het my toegewy aan hierdie ouer-kind verhouding, aan hierdie huweliksverhouding. En as beide partye dan die ervaring het dat hulle toegewyd is aan hierdie verhouding, ongeag verskille, ongeag botsende gevoelens en menings, ongeag konflik en kwaad word, dan beteken dit dat as jy in hierdie omstandighede steeds toegewy aan mekaar kan bly, dit 'n gevoel van veiligheid en bestendigheid bring. Dit verwyder dus daai angstigheid dat jy mekaar dalk sal verloor. En dit gee dus in hierdie verhouding waarin ek en jy onsself bevind met commitment, toewyding en verbintenis, 'n groter stuk eerlikheid, 'n openhartigheid om regtig met mekaar te praat, 'n groter vrymoedigheid om probleme en behoeftes en gevoelens met mekaar te bespreek.
En daarom mag hierdie teks van ons vanoggend 1 Johannes 3 vers 13 regtig deur die Heilige Gees vir jou 'n realiteit wees. Ons bid dit vir mekaar. Here, mag ons committed wees, mag ons met toewyding, met die regte gesindheid, vol van u Gees en liefde, ons verhoudings bou, Here, en versterk tot eer van u naam. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.